So, vandag duik ons in een van die mees diepsinnige en kragtige konsepte in die hele Bybel. Ons gaan praat oor die woord, net soos die evangelie van Johannes dit aan ons voorstel. Wat beteken dit nou eintlik en hoekom is dit so sentraal tot alles? Kom ons kyk 'n bietjie dieper. Jy weet Johannes se evangelie skop af deur een van die groot ou vrae te vra wat mense al vir millennia vra. Wat was daar heel aan die begin voor enige iets wat ons vandag ken? En die antwoord wat Johannes gee, dis amper poëties. Dis ongelooflik kragtig. Hy sê nie 'n gebeurtenis was aan die begin nie, maar eerder 'n entiteit. Iets wat hy die woord noem. Okay, so die groot vraag is, wat presies is hierdie woord? Om dit regtig te snap, moet ons 'n bietjie dieper kyk na die oorspronklike taal. Die woord wat Johannes hier gebruik in die oorspronklike Grieks is logos. Nou, dis 'n woord met 'n ryk geskiedenis, né? Vir die Griekse filosowe was die logos soort van die kosmiese rede, die ding wat orde in die heelal bring. En in Joodse denke was God se woord die kreatiewe krag. So Johannes vat hierdie massiewe konsep en wel hy gee dit 'n gesig. Hy maak dit 'n persoon. En hier's iets baie interessant. sien jy hoe Johannes so begin presies klink, soos die heel eerste boek van die Bybel Genesis. Altwee begin met in die begin. Maar dan gooi Johannes hierdie kinkel in. Hy voeg die woord by en sê dit is beide by God en dit is God. Is nogal 'n kopkrapper, nee. So, hierdie eerste paar verse gee ons dadelik 3 belangrike feite oor hierdie woord. Eerstens, dis ewig. Dit was daar voor enigiets anders, voor tyd self. Tweedens, dit was in 'n dinamiese persoonlike verhouding met God. En derdens, en dis die groot een, dit was nie 'n soort mindere wese nie. Nee, dit was ten volle absoluut God. Okay, so nou weet ons wie die woord is. Maar die teks stop nie daar nie. Dit vertel ons onmiddellik wat hierdie ewige woord gedoen het. En hier kom 'n absoluut verbuisterende stelling. Johannes sê, hierdie woord was nie net iewers in die agtergrond nie. Nee, dit was die agent van die skepping. Alles, en ek bedoel alles, van die kleinste stofdeeltjie tot die verste sterrestelsel, het deur hom ontstaan. So wat beteken dit? Dit beteken die woord is nie deel van die skepping nie. Dis nie maar net nog 'n ding in die heelal nie. Dis die krag wat die heelal in die eerste plek gemaak het. So daar's 'n duidelike lyn, skepper en skepping. Nou, hierdie hele idee van God wat deur sy woord skep, is nie heeltemal nuut nie. Johannes bou eintlik op idees wat ons al in die Ou Testament sien, soos hier in die Psalms, waar daar staan dat die hemele deur die woord van die Here gemaak is. Goed, so ons het die kosmiese prentjie gesien, die woord as skepper. Nou zoom die teks in, en dit word baie meer persoonlik. Dit wys ons die direkte impak wat hierdie woord op ons, op die mensdom het. En om dit te verduidelik, gebruik Johannes 2 ongelooflike kragtige beelde, lewe en lig. En glo my, dit is soveel meer as net mooi woorde. Dit is die kern van die saak. Kom ons kyk eers na lewe. As die Bybel hier van lewe praat, bedoel dit nie net, jy weet, asemhaal en 'n hartklop hê nie. Dit gaan oor 'n dieper geestelike, ewige lewe. Dit gaan oor die herstel van daardie koneksie tussen ons en God. En daardie lewe, sê Johannes, is soos 'n lig vir mense. Dink daaroor, lig verteenwoordig waarheid, hoop en helderheid. Dit staan in skrikkelike kontras met die duisternis van sonde, van onsekerheid, van verlore wees. So jy sien die prentjie wat hier geskets word, né? Dis 'n konflik, onstuitbare lig wat in 'n donker wêreld inskyn. En dan sê Johannes iets ongeloofliks. Die duisternis kon hierdie lig nie oorweldig nie. Dit kon dit nie uitdoof of selfs verstaan nie. Dis net te kragtig. Nou, al hierdie groot kosmiese idees, die woord, die skepper, lewe, lig, dit alles bou op na een enkele absoluut asemrowende oomblik. Die klimaks van hierdie hele gedeelte. En hier is dit. Die woord het vlees geword. Die ewige, goddelike, onsigbare woord het 'n mens geword. Met vel en bene, dit het tussen ons kom woon. Hierdie gebeurtenis, wat ons die inkarnasie noem, word nie as 'n verrassing voorgestel nie. Nee, dis die vervulling van eeue se profeseë. Dis die doelbewuste hoogtepunt van God se hele plan vir die mensdom. So deur 'n mens te word, het hierdie woord die perfekte brug geword.
'n brug tussen 'n heilige God en die mensdom. Want dink daaroor, omdat hy albei is, ten volle God en ten volle mens, kon hy daardie gaping toemaak op 'n manier wat ons nooit op ons eie kon doen nie. So, waar los dit ons? Wat is die punt van dit alles? Waar lê hierdie hele logiese argument van Johannes? Wel, die hele argument bou stap vir stap. Kom ons sit die stukke bymekaar. Die woord is ewig en is God. Die woord is die skepper van alles. Die woord is die bron van lewe en lig. En hierdie selfde woord het 'n mens geword in Jesus Christus. As jy al daardie stukke bymekaar sit, is daar net een logiese gevolgtrekking waartoe Johannes ons lei, dat Jesus Christus as hierdie vleesgeworde woord die een unieke verlosser vir die wêreld is. So, ons het nou deur hierdie ongelooflike diep argument gewerk, maar op die ou end los dit ons met 'n baie persoonlike vraag. As hierdie lig regtig in die duisternis skyn, wat beteken daardie lig vir jou lewe, hier en nou? Dis iets om oor na te dink. Dankie dat jy saam met ons gedink het.